Baie welkom vanmôre, dis ons kerk. Sorry, dis nou seker 'n serious introduction hierdie, nee. Right, luister, dis ons kerk, ons doen nie weird stuff hier nie. Voel so, maar dit is nie. Sagaria 4 vers 6, sê die volgende. Sê toe het hy geantwoord, dis die boodskap van die Here aan Zerubbabel. Nie deur mag of deur krag nie, maar deur die Gees, sê die Here. So wat jy hier gesien het. Is nie ek nie. Ek het niks gedoen nie. Inteendeel, ek het dan skaars aan hulle geraak. Maar deur die krag. Deur die krag, sê die Here. Ek hou hiervan. Nie deur jou eie krag nie. Nie deur jou eie menslike pogings nie, maar deur die Gees, sê die Here. Die woord Gees daar is die woord ruach. Jy moet hom eintlik so, asof jy popcorn in jou keel vas het. Ruach. Wat beteken die asem van God? In Grieks is dit die woord pneuma, wat beteken die wind van God. En as jy ietsie weet van wind, jy weet wanneer wind daar is, en jy weet baie duidelik wanneer wind nie daar is nie. Jy weet dit. Jy kan dit nie sien nie, maar jy kan dit voel. As kon dit nie gesien het vanmôre, die Heilige Gees kan jy seker nie gesien het nie, maar man, ek is nog by daai ou besig om iets te doen. Dis die Gees van God. Nie deur eie krag nie, maar deur die Gees, sê die Here. En as jy nie die wind het nie, dan of die Gees en die wind het nie, dan help dit nie eers jy het 'n seiltjie op jou boot nie, want jy gaan net nêrens kom nie. Maar wanneer die wind van God opdaag, jy weet dit. Jy sien dit. Jy voel dit. Jy gaan vorentoe. En baie van ons probeer in ons lewens dit op ons eie manier doen. Ons probeer met ons eie krag en ons eie mag en ons eie pogings probeer ons vorentoe kom en dan kom ons op 'n punt waar ons sê, Here, ek is moeg. Ek kan nie meer nie, Here. Dit voel asof ek uitgeblaas was, wat ons probeer in ons eie krag en ons eie mag probeer ons dit goed doen, terwyl die Here sê nie deur eie krag en nie deur eie mag nie, maar deur die Gees van God. Dis kom ons dit nodig het. Dis kom ons dit nodig het. Dis kom ek vanmôre hierdie leiers geroep het. Vanmôre het ek vroeg opstaan. Ek is vroeg op want ek het kamer te kyk. Ek het so 'n bietjie eens FOMO gehad vir 'n oomblik. Ek sal later om die blok gaan hardloop vandag. Terwyl ek is en ek besig om vroeg op te staan, ek besig om die kamers te kyk, sê die Here, ek wil hê jy moet die leiers vir die leiers bid. Want as jy in die fire is en die leiers is aan die fire, gaan die mense aan die fire wees en as die kerk aan fire is Chris Dorp aan fire. En dis hoekom ons dit nodig het. Maar as kan die kerk help nie, ons probeer met ons eie mag en ons eie krag nie, ons moet dit doen met die ruach, die asem van God. Net voor Jesus opgevaar het na die hemel toe, wat ek hier gesê. En dit friek baie mense uit. Ja, hierso. Ek het jy gesê. Dit friek baie mense uit. Want ons ken nie hierdie ou nie. Ons ken nie die Heilige Gees nie. Ons ken Jesus en ons ken die Vader, maar ons ken nie altyd die Heilige Gees nie. En ek wil jou vanmôre bemoedig dat jy het niks om voor bang te wees nie. Ek en jy het nie nodig om bang te wees vir hierdie Heilige Gees nie. En ek wil hê ek en jy moet verstaan dat God het nog altyd vir ons se lewe beplan wat spirit-filled is. God het nooit vir my en jou beplan om net te bly waar ons is nie. God het nog altyd vir ons beplan om vorentoe te gaan. Ek haat dit wanneer ek op 'n plek staan en ek beweeg nie, ek groei nie, ek verloor nie gewig nie, ek tel nie gewig op nie, whatever jou goal mag wees. Ek haat dit as ek op 'n plek is waar daar nie, want God het ons nie so gemaak nie, God het ons gemaak om vorentoe. Dis hoekom ons hierdie kerk Invictory Kerk genoem het, want ons het geweet, ons glo tot vandag toe, dat as ons saam met die Gees van God dinge doen, dan moet ons in victory lewe en ons moet vorentoe gaan. Dis hoekom ons die kerk het genoem het. Ons kon die kerk genoem het Sakkerk. Want ons kerk sak. Nee, ons het dit Invictory Kerk genoem, want ons het geweet dat met God is daar meer as net hande op en net salvation en net ek het my hart vir die Here en nou hoop ons gaan hemel toe. Ons weet dat saam met God is daar 'n victory. Saam met God kan ons dinge gebeur. Die oomblik net toe Jesus opgevaar het na die hemel toe, sy laaste woorde. Ek dink dit is belangrik om na sy laaste woorde te gaan kyk. Imagine sy heel laaste woorde, net voordat hy opgevaar hemel toe. 3 jaar lank het disippels saam met hom gelewe, disippels saam met hom gebly, hulle het miracles en wonders en al hierdie great stuff gesien, en voordat hy op gaan vaar, sê hy vir almal van hulle, hoor die volgende, Handelinge 1 vers 8, sê hy, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan sal julle getuies wees in die hele Judea, Jerusalem, Judea, Samaria en uithoeke van die wêreld. Kerk, luister hier. Kyk my vanmôre in die oë, as jy kan sien. Daar gaan die lig ook aan, sien, in die oë. Ek en jy het die bonatuurlike van God nodig, elke liewe dag in ons lewe.
Ek en jy het die krag van God nodig in ons huwelik. Ek en jy het die krag van God nodig by die werk. Ek en jy het die krag van God nodig in jou saam met jou kinders. Ek en jy het die krag van God nodig in verhoudings. Ek en jy is nie gemaak om dinge op ons eie te doen nie. Kerk, ons het die krag van die Heilige Gees nodig. Ek dink een van daardie plekke waar ek dink ons die krag van God nodig het, is in gebed. En dis waar ek vanmôre wil praat. Ek wil vanmôre kom praat oor spirit-filled gebed. Want ek weet nie of julle weet nie, maar ons kerk is 'n biddende kerk. Ons glo dat gebed is plan A en nooit 'n plan B nie. Jy sal dit 'n paar keer van ons hier gehoor het, jy hoor pastoor Janika dit 'n klomp keer sê. En vir baie van ons is gebed nie eerste nie. Vir baie van ons, wanneer ons hoor iemand is siek, dan is ons soos, ag shame, dis jammer, ek kry jou jammer, hoop jy gaan gou gesond word. Maar dis nie ons eerste reaksie, partykeer net om te bid nie. Dis nie ons eerste reaksie om dadelik te sê, okay, wel, kom ons bid nie. En ek wil, dis wat my hart vanmôre is, ek wil jou vanmôre kom bemoedig, dat gebed 'n prioriteit moet raak in jou lewe. In die Nuwe Testament, die kerk in die Nuwe Testament in Handelinge, hoor hierdie vers, in Handelinge 1 vers 14 staan, hulle het almal eengesind volhard in die gebed. So met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, sy broers ook by was. Hoor mooi, almal het eengesind volhard. Die woord volhard daar beteken nie dat wanneer iets gebeur en die lewe is nie great nie en Trump en Iran is nog steeds besig om te beklei en die petrol is besig om op of af te gaan en Bafana het verloor. Dis jammer daaroor, ek hoop nie julle het gedink, in elk geval. En die lewe is staf en dit gaan nie soos ons dit wil hê nie. Die gebed, die woord volhard beteken, hulle het nie gegaan en gedink, ag nee, wat gaan ons nou maak nie. Ons gaan nou seker 'n plan moet maak, want Trump en Iran wil nou maar nie 'n ooreenkoms kry nie, en nou is die wêreld gemors, en wat gaan ons doen, en hoe gaan ons dit nou maak, en gaan ons dit maak, en dalk moet ons nuwe plan nie. Nee. Wat beteken dit? Die Nuwe Testament kerk het bymekaar gekom en dadelik eers gebid. Hulle het hulle stemme verhef en hulle het saam gebid. Dis die kerk in die Nuwe Testament. Wanneer daar 'n probleem of 'n issue gekom het, het hulle nie Facebook toe gehol nie. Hulle het God toe gehol. They didn't run to the phone, they run to the throne. Okay, Joyce Meyer sê dit. Karel van daar vrouens saam met was. Jesus, ma, Maria. Die hele kerk, eengesind, saam gebid. Sien net een ou of twee ouetjies en die ander, Hulle het saam gebid. Hoor jy die ander, Handelinge 2 vers 42, vers daarna. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Wat kan ons vanmôre hier leer? Dat hierdie prayer should be our first response and never our last result. Gebed moet altyd plan A wees en nooit 'n plan B nie. Ek wil jou vanmôre dit kom herinner. Voor jy daar die e-mail stuur, bid eers. Jy gaan vinnig sien hoe change die woorde. En die toon. Voor jy daai WhatsApp stuur, bid eers. Voor jy die huis verlaat, bid eers. Kry jou kinders bymekaar en sê, luister die mamma, papa, kinders, kom. Voor ons die huis verlaat, kom ons bid eers saam. En lê jou hande op jou kinders en sê, Here, in die naam van Jesus Christus, kom bid ons vir ons kinders vir die beskerming. Here, en ons kom bid dat U ons kinders sal leiers maak en nie volgers sal maak nie. Here, en ek kom bid vir my kinders, Here, dat die wêreld hulle nie sal onderkry nie. Here, en dat U hulle 'n world changer sal maak in Jesus naam. Amen. En dan sien julle almal, dan stuur julle huis toe. Bid altyd eerste. Bid vir jou huwelik. Is beter om nou te begin saam bid vir jou huwelik as wat jy by Janika moet sit vir berading en dan sê sy vir jou, julle moes begin bid het. Bid eers. Plan A, nooit 'n plan B nie. En daar's 'n storie in Handelinge wat ek gelees het, wat ek vanmôre, en dis eintlik ons preek wat ons vanmôre gaan doen, is Petrus en Johannes is op pad na 'n bidsessie toe. Hulle is op pad daar na 'n bidgroepie toe of wat ook al. En soos hulle gaan na die tempel toe, by die tempelhekke ontmoet hulle 'n verlamde man. Van geboorte af verlam. As jy die storie ken, dan gaan jy so 'n bietjie min of meer weet, hierdie ou staan toe daar en hy bedel toe natuurlik, want hy kan niks anders te doen nie. En hy vra toe vir Petrus en Johannes vir geld. En hulle antwoord hom en sê vir hom, luister, die geld het ons nie, silwer en goud het ons nie. Maar dit wat ons het, gee ons jou. En in die naam van Jesus Christus, staan op
en loop. En die volgende oomblik het daardie verlamde man gaan geboorte af opgespring en hy het gejubel en hy het gejuig en hy het gehop en hy het gespring, want man, hy kan weer loop. En ons sal dink dis fantastiese nuus. Ons sal dink, man, dis brilliant nuus. Ek weet nie of julle agtergekom het nie, dat soms hou die wêreld nie van mense, soms hou die wêreld nie van goeie goed nie. Soms hou die mense nie van goeie nuus nie. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie. Jy sal fantasties wees in die werk wat jy doen. Jy sal op 'n plek wees waar jy mense red vir Jesus. Jy sal ongelooflike werk doen en iemand in die wêreld sal altyd iets kry om jou te probeer stil maak. Hulle hou nie van goeie nuus nie. En dis presies wat gebeur. Dis goeie nuus. Hierdie verlamde man kan loop. Jesus het hom genees. Dis ongelooflike nuus. Maar nie vir die godsdienstige leiers nie. Hulle hou nie daarvan nie. Godsdienstige leiers sê, nee, dink nie so nie. En hulle almal is kwaad, omdat hierdie verlamde man ewe skielik weer kan loop. Hulle vervang toe vir Johannes, of vir Petrus en Johannes, neem hulle toe in hegtenis. En die geef hulle toe 'n ewige straf, dreig hulle en gee hulle 'n hele paar houe, slaat hulle 'n paar houe met rottange. Omdat hulle 'n verlamde man weer laat loop het. En na die vrylating, nadat die ouens 'n paar houe gevat het en geslaan is en al hierdie goeters gedoen het, is hierdie manne op pad terug na hulle mense toe. Hulle huis toe, daar waar die mense vir hulle sit en wag, en toe hulle nou daar aankom by die mense, en die mense hulle ewig ondervra om te sê, wat het gebeur, en wat het hulle vir julle gesê, en wat sê die godsdienstige leiers, en hulle probeer seker nou maar die houe wat hulle gesit is, te probeer pleisters opplak, en sere regmaak op, of wat ook al. Toe die mense dit hoor, wat met Johannes en Petrus gebeur het, het hulle nie gehuil nie. Hulle het nie gemou nie. Hulle het nie een keer gedink, wat moet ons doen? Nou moet ons seker blikkies kos bymekaar maak en dit bære vir 'n stoorkamer, vir in case enigsins iets gebeur nie. Nee, hulle het hulle stemme verhef en hulle het begin saam bid. Hoor die storie. Handelinge 4 vers 23. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid. En het hulle gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde, en die see en alles wat daarin is gemaak is. Here, en U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar gesê, waarom het hy die nasies te kere gegaan en die volk sinnelose planne beraam? En ons 3 punte wat ek vanmôre vir jou wil gee, voor ons bid. Punt nommer 1, is wanneer ons saam bid, gebeur kragtige dinge. Kerk, wanneer ons saam bid, gebeur kragtige dinge. Ek weet nie wie van julle sal graag revival wil sien in Kreersdorp? Hande. Wie van julle sal sien, wie van julle wil graag sien hoe culture change? Come on, wie van julle wil graag sien hoe Kreersdorp verander die dorp? Almal van ons, natuurlik, ek is in, ek wil dit ook doen. En die enigste manier hoe dit gaan gebeur, is nie wanneer ek en jy apart staan en dink, ag ja, wel, die Here sal seker nou maar net maak, en ons hoop nou maar so vir die beste, en ons sal maar kykie. Nee, die enigste manier hoe dit gaan gebeur, is wanneer ons as kerk saamkom, en saam bid, en ons stemme verhef, en sê, Here, ons wil revival sien in Kreersdorp. Ons wil saam bid. Hoor wat sê 2 Kronieke 7 vers 14 sê, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, as hulle verontmoedig en bid, en hulle my teenwoordigheid opsoek en terugdraai van hulle verkeerde paaie, hoor mooi, dan sal ek self uit die hemel hulle hoor, ek sal hulle sondes vergewe, en ek sal hulle land genees. Amazing. Kerk, God is op soek na mense, 'n groep mense, 'n kerk, 'n gemeenskap wat kom en sê, ons kan nie langer meer so lewe nie. Here, ons wil saam bid en ons soek 'n revival en ons soek 'n verandering en ons soek iets in hierdie lewe wat change. En dan sê die Bybel baie duidelik, die Here hoor ons, hy vergewe ons en hy genees. 3 goed wat ek dink ons almal nodig het. Maar hy's op soek na 'n groep mense, 'n kerk, 'n gemeenskap wat sê nie langer verder nie. Die Nuwe Testament sê selfe. Matteus 18 vers 18. Dit verseker ek julle, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat julle op die aarde opsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Verder verseker ek julle,
as 2 van julle saam op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, hoor mooi, dan sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. A.T. Peterson skryf die volgende. Ek het dit ding daarop. There's never been a spiritual awakening in any country or locality that did not begin in united prayer. Gaan doen ondersoek. Kerk, luister hier. Moet nooit trust wat ek hierbo sê nie. Ek wil hê jy moet altyd self ondersoek doen. Okay? Moet nooit trust wat ek hierbo sê nie. Gaan doen self ondersoek. Kyk en maar gaan kyk. Elke keer wanneer 'n groep mense bymekaar gekom het en gesê het, not on my watch any further. Ons kan nie toelaat dat dit gebeur nie. En wanneer 'n groep mense saamkom en saam bid, het daar altyd revival losgebreek. Gaan kyk dit maar. Gaan ondersoek dit, jy kan gaan lees, ek kan vir jou voorbeelde op voorbeelde gee, wanneer 'n groep mense saamkom en sê, ons kan nie langer dit meer hanteer nie. Krugersdorp kan nie langer meer so wees soos wat dit wees nie, en hy soek 'n groep mense wat sê, yes, ons wil bid, dan sê die Here, dan doen hy dit. Hoor wat bid die ouens, Handelinge 4 vers 25, nou weer terug na ons storie toe. Moenie worry nie, ek het dit hier. En hulle bid, en hulle sê, en u het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, u dienaar, gesê. Kou hiervan. Want let op hierso. Hulle kom nie en sê, o, Here, ons kom bid nou maar, want ons dink Dawid het sekerlik die regte woorde probeer sê, en ons hoop maar dat Dawid reg gehoor het, en ons hoop maar dat Dawid nie. Nee. Hulle kom en hulle bid, u het gesê. U het gesê, alhoewel u Dawid gebruik het as 'n dienaar, Here, u het gesê, hierdie manne saam herken dat God die Bybel geskryf het. Wat belangrik is, dis die Bybel is nie net 'n klomp versies wat net geskryf is vir my en jou om af en toe te lees en te hoop, wel, dit werk nie. Nee, daar's lewe in die Bybel. God het die Bybel geskryf, geïnspireer deur die Heilige Gees, het hy mense gebruik om te skryf. Met ander woorde, dit is eintlik, die ou het net die pen vasgehou en die Heilige Gees het die Bybel geskryf. En hierdie mense het saamgekom, nadat hulle geslaan is, nadat hulle in 'n probleem omkry het, kom hulle saam en hulle bid deur die woord van God te quote. 'n versie uit Psalm uit. Waarom het heidenasies te kere gegaan en het volke sinnelose planne beraam? Perfekte versie vir 'n perfekte situasie. Kyk, het jy geweet daar's 'n vers in die Bybel perfek vir jou situasie? Daar's elke vers, daar's 'n perfekte vers vir jou. En daarom is punt 2 vanmôre. Kragtige gebede is skrifgebaseerde gebede. Ja, wel, Erik, ek bid maar net laat die Here se wil plaasvind, en as hy wil, dan wil hy, as hy nie wil nie, dan wil hy nie. So ja, ag wel, so ja man, is nou maar so, as ons kyk nou maar wat die Here wil doen, en alles nou maar so, ja. So ja, as die Here wil. Wel, die Here wil. Hy het dit klaar geskryf, hy het noem die Bybel. Dis klaar sy wil gepraat. Ek wil sê, ek staan nie in my kantoor en dan bid ek, ag ja, Here, as jy maar Krugersdorp wil red nou maar vir Krugersdorp, as jy nie wil nie, ja, wel, laat hulle maar suffer. Ek weet ook nie eintlik nie, Here, as jy wil nie. Nee, ek maak my kamer deur toe en sit my musiek aan en ek gee nie om wie my hoor in daai kantoor en ek's op my knie en ek sê, Here, in die naam van Jesus Christus, U wat die hemel en die aarde geskep het, kom bid ek, Here, vir Krugersdorp, en ek kom bid vir hierdie gemeente, en ek kom bid dat daar 'n change sal plaasvind, Here, en ek kom bid dat ons siele gaan sien red, en ek kom bid dat daar genesing gaan plaasvind, en ek kom sien, Here, hoe ons Krugersdorp gaan change in 'n Jesusdorp, en Here, en hoe mense in Krugersdorp die wêreld aan die brand gaan steek, omdat hier 'n dorp is, wat, come on, raak net ek opgewonde vanmôre hier hoor? Bid julle nie so, bid julle maar net as die Here wil dalk. Okay. Skryf jy vanmôre hierso sê, moenie gemaklik raak met die sitplek waar jy sit nie. Want dit gaan nie vir lank so wees nie. Want ek is besig op my knie om te sê, Here, fill this place again. So ek hou van my beenspasie. Wel, raak gewoon daaraan, die beenspasie gaan minder raak. Want ek is besig om te bid, Here, fill this place again. Here, ons soek weer siele in Krugersdorp. Here, Krugersdorp is honger vir 'n revival en ons gebruik ons kerk, Here, om gevul te word en om mense te vul met die krag van die Heilige Gees, Here. Fill this church again. So ek sê jou nou, 4 weke van nou af, gaan jy nie meer sit waar jy sit nie. Want daar gaan nie meer plek vir jou wees nie. En as jy dink om 5 minute na die countdown timer in te kom, good luck, staan buite. Dis vol. Alright? Dis vol.
2 Korintiërs 1 vers 19, hoor mooi. Want Jesus Christus, die Seun van God, wat deur ons aan julle verkondig is, dis nou deur my, Silvanus en Timoteus, was nie ja en nee nie, inteendeel. In hom het dit ja geword. Want hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, in hom is hulle ja, en daarom sê ons deur hom amen aan God, tot sy eer. Kijk, God het reeds sy gedeelte van die job gedoen. Hy het reeds gedoen wat hy moes doen. Al waarvoor God nou wag, is 'n gemeente of 'n groep mense wat sê amen. Al waarvoor God wag. Hy het reeds syne gedoen. En ek wil jy vanmôre so 'n bietjie kom stuur, daar's 4000 beloftes in die Bybel. En al waarvoor God wag is iemand wat sê, amen, dis my belofte daai, ek vat hom, Here, dis myne daai, ek grab hom, Here, amen op daai een. Dis al waarvoor Here wag. Dis al waarvoor hy wag. Ja, eerlik, my kinders weet, my kinders wil nou nie eintlik maar die Here dien nie, ek weet nie. Wel, daar's 'n Bybelvers in Josua 24 vers 15, wat sê, wat my en my familie betref, ek en my huis, ons sal die Here dien. Nie of my kinders gaan of nie wil nie, my kinders sal die Here dien. En so, Boeta, sussie, ons kom kerk toe, want hoekom het ek die Here belofte gemaak? Ek en my kinders, ons sal die Here dien. Ja, ek weet nou van iemand wat siek is, en ek weet nou nie eintlik of hy gesond wil word nie. Wel, die Bybel sê in Psalm 118, ek sal nie sterwe nie, ek sal nie lewe nie, en ek sal getuig van die dade. So wanneer ek om iemand kom en ek iemand bid, dan sê ek, Here, hier gaan ons lewe, en hier gaan ons getuig van die dade, Here, en U gaan genesing bring, want dis wat die woord sê, en ek sê amen op daai ne. Ja, Erik, ek weet ook nie, hierdie laaste ruk by die kerk, lyk dit maar vir my baie leeg, hoor, hier is maar baie meer stoele, en ek dink die kerk is besig om dood te loop. Good luck vir julle, want daar's 'n Bybelvers wat sê, God will build his church and the gates of hell will not prevail against it. So ek weet nie van julle nie. Ek weet nie van julle nie. Ja, Erik, ek weet nie, my finansies gaan nou maar nie eintlik lekker nie, jy weet. Ek weet nie, wel, daar's 'n Bybelvers in Filippense 4 vers 19 wat sê, in my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy rykdom. Amen. Ja, Erik, ek weet ook nou nie, jy weet, die wêreld is maar deur mekaar, en ek weet nie eintlik nie, wat gaan ons doen, waarheen gaan ons gaan? Wel, Psalm 32 sê, vir my is U 'n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, en dit sal 'n oorwinningslied wees vir my. Amen. No weapon formed against me shall prosper in Jesus' name. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Kyk, gebed is soos 'n profesie vir die toekoms. Is nie soos 'n genie, wat jy so kan rig, en dan kom die genie uit, en dan claim it, grab it nie. Gebed is soos 'n profesie, wat God alreeds vir jou gedoen het in die lewe. 'n genie, wanneer jy 'n genie vryf, en 'n genie kom hier uit, dan sê hy, your wish is my command. Die Bybel sê, his command is our wish. God het reeds sy woord uitgespreek. Alwaarvoor hy wag is 'n groep mense wat sê amen vir daai vers. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen vir daai vers. Maak nie saak waar ek gaan nie, geen wapen wat teen my gesees sal slaag nie. Amen vir daai vers. God sal ryklik in my voorsien. Amen. Ek vat daai belofte. Vers. Kom ons gaan aan met die storie. Handelinge 4 vers 29. En hulle bid verder. En hulle sê, nou Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat die dienaars met volle vrymoedigheid die woord sal verkondig. Laat die hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. En nadat hulle gebid het, hoor mooi, né? Nuwe Testamentiese kerk, het die plek waar hulle bymekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul, en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Punt nommer 3. Kragtige gebede is vrymoedige gebede. Jakobus 5 vers 16 sê, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Die woord kragtig daar in Grieks is dieselfde woord wat ons kry, energie. Energie. En God is op soek na mense. God is op soek na iemand wat desperaat genoeg is om te bid met krag en energie. Kerk, God eer bold prayers. Voordat dit Mark Batterson skryf die volgende. Hy sê, God honors bold prayers because bold prayers honor God. Tussen die Nuwe Testament en die Ou Testament is daar 400 jaar van stilte gewees.
Niks. Daar was nie 'n profesie nie, daar was nie profete nie, daar was nie skrif nie, daar was niks. Mense het gedink dat God is gone. Vir 400 jaar. Dis hoekom ons niks, van Maleagi tot by Matteus is daar niks, 400 jaar stilte. En daar was hierdie ongelooflike droogte gewees tydens hierdie tyd. Dis een generasie net voor Jesus. Een generasie voor Jesus is hierdie droogte en mense het gedink dat hulle gaan sterf. Dat dit is die einde van mensdom, as gevolg van hierdie droogte. Maar daar was 'n man met die naam Honi. Hy was 'n Joodse skoolier. En 'n jaar na niks reën nie. Daar was 'n jaar lank waar daar net niks reën was nie. Hy besluit om iets te doen. Hy het sy staf gevat. Ek het nou eintlik my kierie vergeet. Ek nie dat ek met kierie rondloop nie, maar in geval. Hy het sy staf gevat. Hy het in die grond gaan staan. Hy het 'n sirkel om hom getrek. So. En hy het in daai sirkel gebid. Hy het gaan kniel op die vloer. Met sy gesig teen die grond. En hy het gebid. Hoor wat bid hy. Lord of the universe, I swear before your great name that I will not move from this circle until you have shown mercy upon your children. En die Joodse geskiedenisboeke sê dat liggies begin druppels val. Liggies. En die mense het uit hulle huis uitgekom 'n jaar lank na reën en het hulle monde so probeer oop om te kyk of hulle daardie druppels net op hulle monde kan val. Maar hou net gebly bid op sy kop teen die vloer, nie opgekyk vir een oomblik nie. En hy bid die volgende vers. Hy sê, not for such rain have I prayed, but for rain that will fill cisterns, pits and caverns. In die volgende oomblik val daar druppels, hulle sê so groot soos 'n man se vuis, val hulle. En die mense skrik in die dorp, hulle is vang hulle goeders, hulle is besig om op met die berg te gaan, want hulle dink hier kom 'n groot vloed. Maar hou nie staan en bly in sy sirkel. Hy kyk nie een oomblik op nie. Hy bid die volgende. Not for such a rain have I prayed, but for rain of your favor, blessings and graciousness. Hou nie het geweet dat die Israel het meer nodig as net reën vir die grond, maar hulle het 'n aanraking nodig in hulle hart. Die Bybel sê dit het begin fyn drup, reën. Vir weke lank het dit gereën. Die grond het nat geword en alles het gebeur en Jesus kon gebore word. Vertel ek jou 'n storie want ek glo vermoede dat God is op soek na 'n kerk. Maar mense wat sê dit is tyd. Ek dink God is op soek na mense wat 'n sirkel om hulle huwelik trek en sê ek loop nie hier vir my huwelik nie change nie. Ek loop nie hier vir my kinders nie gered word nie. Ek loop nie in hierdie kerk voordat ek nie gevul word met die Heilige Gees nie. Ek loop nie voordat nuwe mense in hierdie kerk. God is op soek na mense wat sirkels trek. Kan ek vir julle sê wat ek doen in die week? Trek 'n sirkel om jou huwelik. Trek 'n sirkel om jou kinders. Trek 'n sirkel om jou gesondheid. Trek 'n sirkel om hierdie kerk. Elke dag trek ek 'n sirkel om hierdie kerk. Sê, Here, ek los nie hierdie sirkel voordat ek nie nuwe siele sien nie. Ek los nie hierdie sirkel voordat ek nie sien hoe U ons vul met die Heilige Gees nie. Ek los nie hierdie sirkel voordat ek nie sien hoe U hierdie kerk gebruik om 'n platform te skep vir mense om lewe te kom kry nie. Ek los nie hierdie sirkel vir mense nie in Victory loop nie. I will not leave this circle. En dis my sirkel. En dis my gebed vir jou vanmôre. Kerk, God is op soek na mense wat sirkels trek. Kragtige gebeure. Is niks fout met Here, help ons net vanmôre met kos nie. Ek's niks daarom hê nie. Ek dink God is op soek na groot bold prayers. Ag Here, ek kom bid vanmôre. Dat die vanmôre mense, Here, sal nie dink oor prayer. Here, dat al mense sal wees in hierdie kerk wat vanmôre sirkels om hulle lewe gaan trek en sê ek gaan nie verder, ek gaan nie langer en verder nie. Het die woorde daar, as jy die woorde daar op, ek dink is 'n YouTube klip. Okay. Ek wil jou uitdaag vanmôre. Ek weet nie waar is die gebedsspan nie, maar julle beter baie vinnig nader toe kom. Die gebedsspan. As jy dalk vanmôre hier sit en jy het gebed nodig,
En jy sê, Here, ek het iemand nodig vanmôre wat saam met my 'n sirkel trek oor my lewe. Ek het nodig dat U vanmôre, Here, ek kan nie hier loop vanmôre voor my kinders nie gered word nie. Ek kan nie vanmôre loop voor ek nie gesond word nie. So dat jy vanmôre is. Ek het 'n sirkel om hierdie altaar getrek vanmôre. En ek het gesê, Here, vanmôre gaan die wonderwerke doen. En as dit jy vanmôre is, wil ek hê jy moet vorentoe kom nou. Terwyl die ander hierdie speel. Kom vanmôre vorentoe, laat iemand vir jou bid vanmôre. Moenie vanmôre die geleentheid mis nie. Kom trek vanmôre 'n sirkel om jou lewe. Enige iemand vanmôre. Kom.